Kom ons raak nou net weer rustig met 'n gebed voordat ons begin met die boodskap. Here, ons is totaal en al afhanklik van U. In 'n wêreld wat so boos is en ons eintlik so op die puntjies van ons stoele altyd sit en net die negatiewe verwag. Want daar is soveel spanning in die wêreld, soveel vrese. Here, U weet hoe vinnig gebeur dit. Is vrede 'n woord wat vir ons nie is sommer maklik in ons harte, in ons monde leef nie. Want dis vir ons moeilik om rustig te raak. Party van ons moet televisies aansit, speletjies speel om ons koppe rustig te kry, om net op 'n punt te kom van rustigheid. Om ons gedagtes af te trek van bekommernisse, en dit is regtig soos dit gaan in die wêreld, Here. U die bron van vrede. Ons herinner onsself dat U gee nie vrede soos die wêreld dit gee nie. U vrede wat U gee vir ons krag om juis in storms staande te kan bly. Juis wanneer daar 'n oorlog om ons woed. Juis wanneer die aarde skud. En daarom wil ons kom iets verstaan vanoggend. Here, wanneer U sê trek die skoene aan van vrede, om op vrede te loop en nie op vrees nie. Here, help ons om iets daarvan te verstaan, want om dit prakties te doen, sukkel ons as gebroke mense maar nog baie. Ons bid U krag af, U wysheid, om werklik U woord ons eie te maak. Amen. Ek lees vandag vir julle die moderne weergawe van ons teks. Dis nou die 2020 vertaling, tot waar ek lees. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag, noem 2020 dit. Hier sê hy net in sy groot mag. Die nuwe vertaling sê geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listigheid van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat jy op die dag van onheil weerstand kan bied, en nadat jy alreeds uitgevoer het, staande kan bly. Staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met 'n borsplaat van geregtigheid, en deur die bereidheid van die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek. Ons sien baie keer as ons 'n pyl teen ons afkom, sien ons die mens raak. Maar die Here sê nie dis mense nie. Het julle dit gehoor? Hy sê dis geeste in die lig. En dan hou ons dit teen mense. Ons het mos baie probleme met mense. Nou ek weet nie wie van julle het nou al kaalvoet oor klippe wou loop nie. As 'n groot verskil om kaalvoet oor klippies te loop of iemand wat lekker paar skoene aan het wat lekker oor klippies kan loop. Of daai harde oudtydse dorings, julle weet mos daai houtdorings wat jou so steek. Deesdae sin is mos so plastiek. So maar daai ou dorings, joh. Jy kan net die kaalvoet daaroor loop nie. Wat doen skoene dan? Skoene maak jou stabiel. Skoene maak dit moontlik vir jou om op enige terrein te beweeg. Dit gee vir jou beweging. Want as jy dit nie het nie, staan jy so. Julle weet, jy kan nie beweeg nie. Want skoene gee vir jou 'n beskerming. Ons almal weet dit.
Nou, skoene vir 'n Romeinse soldaat was verskriklik belangrik. Dit was amper die belangrikste wapen, want sonder skoene kan hulle nie beweeg het nie. Hulle skoene was nogal dik. Hulle het die skoene versterk met spykers binne-in, het julle dit geweet? En in die sole in het die spykers so afgesê. Hierdie metaalspykers het die soldate dan nog meer stabiliteit gegee. Want onthou, hulle het nie hierdie pragtige paaie grondgebied gehad wat ons het vandag nie. En het hulle absoluut nodig gehad om stabiel te kan wees. Die skoene het dan opgestrek tot hier aan die middel van hierdie been. Hulle het hoog opgeryg om stewig vas te maak, om hulle been te ondersteun. So, die skoene was so ontwerp om vinnig, veilig en nie glybewegings te kan maak nie, né? En vir 'n man 1-tot-1 geveg met iemand, beteken dit niks as jy nie kan staan nie, want jy dood. So, die vermoë om stewig te kan staan, was van groot waarde, en as 'n soldaat sy voet of sy been sou verloor, het dit beteken jy is dood. Want jou voete was die belangrikste item, en hoe jy sou staan. Nou, die Christen se voete is vir die soldaat net so belangrik, hoe ek en jy staande bly. Hoe maklik val ons om. Om staande te bly in hierdie wêreld, jy kon nou maar net die preek om verder preek het hier so vanoggend, Charles. Hy het gesê hoe moeilik ons in hierdie wêreld staan, waar ons in 'n kompeterende wêreld is. Ek het hierdie goed nie geskryf nie, ek praat nou Charles hierso. In 'n kompeterende wêreld is om staande te bly, en om as 'n Christen dan staande te bly, waar daar soveel gevegte rondom jou is. Net in jou werkssituasie. Julle is van die gelukkige mense wat nou nie meer so vol in die werksmag is nie, dalk tydelik of net so kontraktueel, maar julle weet presies waarvan ek praat. Nou, om teen die vyand te probeer staan op enige grond rondom die evangelie, sonder om 'n nederlaag te ly, is nogal 'n uitdaging. Paulus waarsku ons, hy sê, trek aan jou skoene. Die geveg daar buitekant gaan jou omstamp. Jy gaan omval. Kan ek halfvoet gaan nie. Wat is hierdie skoene wat jy moet hê? Vrede. Jy sien, baie keer van ons dink, ons geloof, ons moet net staande bly. Jong, ons moet net oorleef. Ons moet net van dag tot dag kom. My kind se gesprek vanoggend met my was so, dat ek so geskok was, dat sy net sê, ma, as ons net hierdeur kan kom. Nee, my kind. Dis nie die antwoord nie. Toe sy vies, want ek wil vir haar preek. Want ek wil vir haar sê, trek jou skoene aan. Staan stewig, want die wêreld daar buitekant gaan jou probeer stamp. 'n Kar se battery wat pap geword het, nê? Kind wat gaatjies in die tande het, mediese fonds wat uitgeput is. Wat kan ek nog opnoem? En hy sê vir ons, ons moet skoene aantrek. Wat gebeur in die oggend as jy jou skoene aantrek? En jou pantoffels uitgetrek het? Gaan jy met jou pantoffels by die deur uit? As jy jou huisskoene dra? Nee. Wanneer jy jou skoene aantrek, dan is jy gereed
beteken mos tog jy gaan iewers heen gaan. Ek dra nie skoene in die huis nie. Ek dra huisskoene. Ek het sulke lekker huisskoentjies, verskillende pare wat ek lekker kan gemaklik in my huis ronddra. Ek gaan nie hierdie groot tekkies aantrek as ek in die huis beweeg nie. Maar as jy jou skoene volgende aan het, sê dit vir jou. Jy gaan. Wanneer God vir jou sê, want jou skoene rus jou toe, nie? Jy is toegerus om benou by die deur uit te gaan. Ek was nou die dag so geskok, my man het vir ons gaan steers koop en hy het sy pantoffels aangehaal. Ek het vir hom sê, was jy regtig so uit? Hy sê ja. Want dis nie hoe mens uitgaan nie. En ek wou amper vir hom gesê het, en sê nou, jy het iemand gesien? Nee? En dis net soos ek en jy. Ons kan nie met ons geestelike pantoffels uitgaan nie, want jy gaan iemand raakloop. Het jy vrede by jou? Is jy toegerus? Jy kan nie uitgaan nie, want God rus ons toe. Hy sê, trek elke dag jou skoene van vrede aan, want ek gaan jou uitstuur. Julle weet geestelike skoene, nie? Onthou julle Jesus se voorbeeld? Toe hy op aarde geloop het? Hy het na die mense toe gegaan. Hy het geloop na tollenaars toe. Nie kaalvoet nie. Hy het geloop na siekes toe, waar hy vrede moes bring. Hy het geloop na die sondaars toe. Met vrede. Hy het selfs geloop tot by die kruis. Met voete van bereidheid om te sterf vir vrede vir die wêreld. Nou sê God vir sy kerk, trek jou skoene aan soos Jesus, die soldaat. Watter skoene het jy aan? Pantoffeltjies? Wat jou nie ver gaan bring nie? Wat is hierdie skoene? Wat is hierdie skoene? Hierdie skoene van vrede. Dis die evangelie. Dis die hele evangelie. Die weg van vrede en hoop wat ons moet uitdra. En dis moeilik, ek en oom Pikkie praat nou. Hoe moeilik is dit om in hierdie wêreld hoop te hê, as jy in jou bankrekening kyk en sien daar is nie baie nie. Maar wanneer jy Christus ontvang as jou vredevors, verander jou lewe. Dan het jy sy skoene aan. En om dan in die vredevorse weg te wandel, beteken dit jy moet sy skoene aan hê. Om die vredespad saam met hom te stap. Want ons weet, vrede van God beteken anders as die vrede van die wêreld. Vrede van die wêreld sê ons beklei nie meer nie. Maar vrede van God sê, ek is by jou in hierdie gevegte van die wêreld. Binne in jou swaar kry, gaan jy vrede hê. Want jy dra die skoene van vrede, die evangelie. Elke ware Christen ek het hierdie groot woord hier neergeskryf, posisionele vrede. Ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê, met God. Jy lees daarvan in Romeine 5 vers 1 tot 2. Hierdie vrede is objektief, dit is en wettig, want ons is deur Christus geregverdig en is nie meer die vyand se nie. Ons posisie van vrede is gekry deur Jesus Christus. Dis hoekom ek sê, ons het 'n posisionele vrede. Die posisie waarin God ons plaas,
maak hy van ons vrededraers en het ons 'n nuwe posisie, ja. En ons posisie verander deur Jesus Christus, wat ons verander het van die vyand wat ons was, na sy vriend. En niemand, ons sing dit ook graag, niks kan ons skei van hierdie posisie nie. Van kunskap, vrededraer en van die kruis nie, wat ons van vandag gepraat het. Ons laat toe dat ons vrede gesteel word, want ons vergeet van die kruis. Ons vergeet ons posisie, wat ons verkry het as Christen, as kind van God, deur Jesus Christus. Ek en jy as Christen kan deur ons eie verhoudingservaring met God jou eie vrede verloor. Kan jy dit glo? Deur watter rede ook al. Jy kan dalk net voel, Here, jy het my in die steek gelaat, maar dit is jou eie keuse, né? Al hierdie, die manier hoe jy jou eie vrede dan verloor, kom deur jou eie keuse, nie van God se kant af nie. Deur die pad wat jy dan kies om te loop. Deur die tipe skoene wat jy aan het. My neus verkeerd. Net jou keuse kan maak dat jy beroof word van vrede. Want niks, maar niks kan eintlik tussen jou en God kom om van jou te beroof van jou vrede nie. Ek het nou vir jou 'n paar keer gesê, ons vrede van die wêreld en die vrede van God is heeltemal twee verskillende dinge. En daarom stuur hy vir my en jou met vrede in 'n wêreld heen waar daar nie vrede is nie. En hoekom Paulus en Silas in die tronk kon sit en sing? Hulle kon dit sing, want hulle het die vrede van God gehad, selfs in die gevangenis. Selfs waar jy vasgevang lê in 'n bed. Wanneer jy swaar kry en pikkie, het jy gesing. Hy het soveel keer vir my getuig hierdie afgelope jaar, hoe deur die moeilike tyd wat hulle moes stap, hoe hulle geloof kon bly. En dis hoe jy staande bly, gebly het. Ek kan honderde van julle se voorbeelde hier gebruik. Hoekom kon Jesus deur die storm slaap? Dis hoekom martelare in vrede kan sterf. Nie omdat alles maklik was nie, maar dat omdat God naby was. Wanneer ons onsself onderwerp dan nou aan Christus, begin ons stadig maar seker, baie klein treetjies te gee in vrede. Ek weet, op die, hoe oud ek nou al is en hoe oud julle dan nou is, het ons al baie ervaring daarin. Om dan te weet, wanneer ek oorgaan in daai oomblik van vrede in. Waar jy net kan voel, maar jy vat het. Die Here het nou oorgeneem. Ek het vrede ontvang. Dink aan die afsterwe van 'n geliefde, wanneer jy net daai vrede ontvang. Die troos wat alle verstand te bowe gaan. En dan besef jy, maar dit is God hierdie. Een soldaat moet opgelei en voorbereid wees vir sy taak. Net so moet 'n Christen soldaat voorbereid wees om hierdie nuus van vrede uit te dra.
Is jy gereed? Ek was vanoggend regtig moedeloos toe my kind bel en sy's moedeloos. En sy het onvrede. Want toe weet ek hierdie gesprek is nie 5 minute nie. Nee? En jy wil amper vir iemand sê man bou 'n brug en kom maar oor. Het dit al met julle gebeur? Want om 'n draer van vrede te hê, moet jy geduld hê. Want jy moet tyd spandeer. Ek moes tyd met haar spandeer vanoggend. Om werklik vir haar by 'n punt te kry van vrede. Sy ken al die antwoorde, jy ken ook al die antwoorde, en die mense na wie God toe jou stuur, ken 99% al die antwoorde, maar om by die punt van vrede te kom, stuur God jou, om die draer van vrede in ander mense se lewens te wees. Hoe lyk hierdie aanvalle teen vrede in ons lewe dan? Wat doen hierdie listige Satan? Want hy sê ons stryd is teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, gesag. Wat is daai geesaanval of gedagtes soos ons die telefoon geeslig kan sê? Hoe lyk daai aanval wat jou net so jou vrede van jou steel? Die aanklaer gebruik altyd hierdie ou taktiek van kom ek sit net so tikkie van twyfel, verdeeldheid. Kom ek maak 'n bietjie 'n druppeltjie onvrede in jou hart. Hulle praat agter jou rug van jou. Nou wat sal hulle sê? Onmiddellik is jou naals uit. Is daar niks van vrede meer van jou oor nie? Is jy reg vir 'n geveg? Hy hou van wantroue, ontrouheid in die leer van God. Wie vertrou ek nou nie meer nie? Wie saai onvrede hier? Onmiddellik is almal se vrede gesteel. Ek lees in 'n boek en hulle sê die demone gebruik gerugte, vloeke, verdraaiings, verkeerde aannames om verdeeldheid in plaaslike gemeentes te saai. Ek lees dit weer. Gerugte, vloeke, verdraaiings, verkeerde aannames om verdeeldheid in plaaslike gemeentes te saai. Hierdie kom nie uit my uit nie, ek het dit uit 'n boek uitgekry. Maar die wat in die vrede van die evangelie wandel, bring kalmte in moeilike situasies deur die woord van vrede toe te pas. Kolossense 3 vers 15 tot 16. Ek het nou al 'n paar keer in my lewe hierdie onvrede in hierdie gemeente beleef, maar niemand het nog ooit die moed gehad om direk met my te kom praat nie. Gerugte, verdeeldheid, verdraaiings. En dan moet jy besef, hoe lyk jou wapenrusting? Hoe lyk jou wapenrusting? Draai jy die waarheid? Het jy vrede? Beskerm jy jou hart? Want jy weet presies, ek het nou vir jou 3 dae vertel, wat gebeur as daai goed nie in plek is nie. Jy twyfel oor jouself, jy val in mekaar, jy kan nie staande bly nie, jy lê en huil, jy's pateties, jy kan niks doen nie, jy glo nie in jouself nie, jy's nutteloos. En daarom waarsku God ons, wapenrustingkie. En ek en jy kan vir ure nou na die tyd ook praat, hoe gaan ons dit regkry? Maar ons is bewus daarvan. Elke keer wanneer ons voete onder ons wil uitglip en dan onthou jy, nee, wat sê God? Vrede in hom, selfs in die oorlog. 'n Romeinse soldaat wat gegly het, was weerloos. Net so baie keer verloor ek en jy ons balans.
wanneer jy jou vrede verloor. Wanneer jy vreesagtig raak, angstig raak en bitterheid die lewe in jou beheer bring, dat jy amper nie jou kop by die deur uit wil steek nie en sê, ek bly liever by die huis. Dis die veiligste plek. Dan kan jy weet, jy het klaar grondgebied verloor. Dan is jy lankal nie meer die draer nie. Maar dan herinner die Here ons, hy vergewe ons. Onthou julle gister se borshaarner? Van vergifnis, vryspraak en geregtigheid. Dan onthou ek die kruis, ek behoort aan Jesus. Dan onthou ek, God is met my, want die kruis was genoeg. Waaroor gaan jy aan? My liewe kind, kom ek bid vir jou oor die foon. Die situasie om jou steel jou vrede en jou rustigheid van jou. Jy moet een ding onthou. Ek en jy kan nie vrede uitdra as jy dit nie self beleef nie. Jy kan nie. Ek het dit al probeer. Maar as ek selfs my maag op 'n knop is, om vir iemand dan te probeer moet inpraat, voel die woorde soos woorde buitekant my lyf. Ek kan self nie eers 'n boodskap lewer van vooraf as ek nie voel. Hierdie boodskap is hier, van waar ek uit 'n hart van vrede dit kan bring. Want dan is dit woorde buite my. Ek kan nie vrede uitdra as ek dit nie beleef nie. En onthou, ek sê vir jou, vrede is nie 'n plek waar daar nie probleme is nie. Dit sê nie ek het nie probleme nie. Vrede is om te weet God is by my, juis wanneer ek probleme het. As jy konstant onrustig is, as jy nooit by Jesus tot rus kom nie, as jy net hardloop sonder om stil te staan, gaan jy baie, baie moeilik vrede hê. Kolossense 3 sê, laat die vrede van Christus in julle harte heers, nie net op Sondag in die kerk nie, maar in jou huis, in jou huwelik, by jou werk, met jou kinders. Dit kom elke dag. Ek beloof julle, 7 uur vanoggend toe lê my foon. En dan moet jy vrede bring. En dan is dit in jou reaksie, in jou woorde. Ek het nie nou tyd nie. Ek kon dit vir my kind gesê het vanoggend. Ek wil sê, om sy tyd spandeer. 'n uur. Ek sal weer moet gaan opvolg, want ek weet nie of sy regtig rustig is nie. Nou die verskil tussen 'n wêreldse soldaat wat gaan om oorlog te maak en 'n Christen soldaat is. Die Christen veg nie om oorlog te maak nie. Ons gaan maak nie 'n fight nie. Ons gaan maak vrede. Ons gaan in 'n oorlogsgebied in waar daar onvrede is en ons gaan in om vrede en hoop te bring. Dis die verskil. Ons kom eis nie grondgebied op nie. Ons probeer ontlont. Ons bring Jesus in. Want jy sien, die wêreld daar buitekant gaan oor verdeeldheid, woede. Ek gaan mense uitbuit. Ek wil grondgebied hê. Ek sal jou vernietig. Nee? Maar die Christen, soldaat, bring iets anders. Sê, kom ons hê vrede. Weet julle van Jesus Christus? Weet julle daar's hoop? Want in die wêreld is daar net konflik. Satan floreer in 'n wêreld waar verdeeldheid soveel groei.
hy floreer. Maar Jesus sê, salig is die vredemakers, gaan lees 'n bietjie die saligsprekers. Saligspreek. Wat nou mense dit nou, val ek oor my eie tong. Nie die vrede-liewende mense nie, maar vredemakers. Mense wat vergifnis, versoening, kalmte en hoop bring, die een wat Christus indra. Vandag vra ek dalk vir jou 'n groot vraag. Waarheen is jy bang om te gaan? Waar hou jy terug? Ek ken hierdie vraag, ek wil nie my kop in 'n nes insteek nie. Ek hou my daar uit. Het jy ook al sulke goed gesê? Nee, wat daar gaan ek eers naby nie, want dit is nou 'n pot waarin jy nie krap nie. Ek het dit al gehoor, ek het dit al my eie lewe beleef. Los maar daai familie uit, ek gaan nie daar nie. Dan het ek my pantoffels aan daarso, nee. Sê God, trek aan jou skoene van vrede. Want jy is my enigste hoopdraer en vrededraer om my evangelie van die vors van vrede te gaan uitdra. Ons is sy soldate. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie. Ja, meneer. En dis waarvoor hy ons roep. En dit is moeilik. Ek kan net vandag vir jou sê, kom ons trek ons skoene af. En ek beloof jou, in elke afdeling van die wêreld, van die kerk tot by die huis, tot oral, as ek in my kar klim, moet ek 'n vrededraer wees. Daar slaan ek dit alweer, dis ek moet vir jou kyk, ek moet nie vir jou kyk nie. Dit is moeilik. En terwyl ek hier so staan, dink ek aan 'n plek nou onmiddellik in my eie persoonlike lewe, waar ek nie my kop wil indruk nie, dit is daar iewers ver, né? En die Here spreek my hier aan in my eie hart vanoggend. Sê, maar ek het jou geroep as 'n vrededraer. Jo. Kom ons bid saam. Sjoe, Here, om te besef dat hierdie evangelie van U nie net vrede bring nie, maar troos. Maak dit nog moeiliker vir ons om in beweging te kom, want dit is 'n enorme verantwoordelikheid om U soldaat te wees. Here, U roep ons nie om vasgevang te sit in vrees nie, maar juis om met vaste voete te leef in vrede. Here, U vrede maak ons as soldate van U standvastig, bruikbaar, wat op enige terrein kan loop en die skoene is nie daar vir weghardloop nie. En ek dink ek het baie keer die skoene al aangetrek om weg te hardloop, om nie te hardloop, te gaan nie. Here, ek onthou 'n belofte wat sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Romeine 16. Here, mag ons staan op daai woord. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.